Vriende, welkom by vandag, die Dinsdag van Heilige Week se kort oorsig en inspirasie uit die laaste week wat Jesus op aarde geloop het voor sy dood, volgens die Markus Evangelie. 'n Teks waarna jy kan gaan loer vandag is Markus 11 vers 20 tot hoofstuk 13 vers 37 en ons tema is, reël jy nou vir jou 'n gesprekkie huis toe? Elke man weet waarvan ek praat. Dinsdag is die langste dag wat verse betref in Markus se vertelling en dit forceer ons dus om net 'n baie kort en 'n baie hoë voelvlug hieroor te doen. So, sit jou veiligheidsgordel aan en hou vas. Nou byna 2/3 van Dinsdag gaan oor konflik met die tempelautoriteite en hulle vennote. Die oorblywende 1/3 waarsku van die vernietiging van die tempel in Jerusalem en die koms van die Seun van God in die nabye toekoms. Die dag begin met 'n terugblik op die vyeboom van Maandag en maak die raam A2 waarvan ons gister gepraat het klaar. Dit is tot in sy wortels verdor en dood. Die vyeboom simboliseer Jerusalem en die tempel. Op Dinsdag in die eerste gesprek met die priesterhoofde en skrifkenners word Jesus se autoriteit getoets. Markus 11, 27 tot 33 oor hoe hy mense net kan uitjaag. Jesus vra die tempelautoriteite eers 'n vraag terug oor Johannes die Doper en op 'n briljante manier is hulle vas. Jesus hoef hulle nie te antwoord wat hulle hom gevra het nie. Nou die tweede gesprek gaan jy nou moet blaai tot by Markus 12 en dan kyk na vers 1 tot 12. In hierdie tweede gesprek kla Jesus hulle aan deur 'n gelykenis wat hulle eers dink is niks ernstig nie, tot hulle agterkom die gelykenis is op hulle gerig. Hulle los maar weer vir Jesus want hulle is bang vir die skare. Dit is belangrik om te weet dat die wingerd van Israel, dis nou vir my en jou, simboliseer, dit behoort aan die eienaar. Dit is nou God, nie die huurders wat die tempelautoriteite is nie. In die derde gesprek gaan jy moet blaai tot by Markus 12 vers 13 tot 17. Nou in hierdie gesprek probeer 'n paar fariseërs vir Jesus vasstrap oor die betaling van belasting aan die keiser. En Jesus sê, gee aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan hom behoort. Nou die mense van daardie tyd het hierdie belasting gehaat. Dit was swaar en moeilik om dit te betaal. Dit het natuurlik ook die mag wat Rome oor die Jode gehad het, erg beklemtoon. So hierdie vraag is baie mooi uitgewerk wat hulle aan Jesus vra. As Jesus net ja of nee antwoord, is hy in die moeilikheid, of by die Jode, of by die Romeine. Jesus is weer eens briljant in sy respons. So as die fariseërs dan 'n muntstuk van die keiser voorsien, kan die hele skare sien, hulle het dit. En in hierdie oomblik draai die tafels en hulle word gediskrediteer. Hoekom? Nou moet jy mooi luister, want hierdie is wonderlik om te verstaan waaroor hierdie teks eintlik gaan. Baie mense misbruik dit om te sê gee vir die keiser wat aan die keiser behoort en dan dink hulle, o ja, jy weet dit nou alles met belasting en goeders en allerhande dinge uit te waai. Dit het niks daarmee uit te waai nie. Kom ek verduidelik vir jou wat hier gebeur. In die Joodse tuisland was daar 2 tipes munte. Een tipe wat deur die Joodse wette geen gravering van mense of diere opgehad het nie. Die tweede tipe wat gravering opgehad het, insluitend die keiser se kop. Nou ja, baie Jode sou nooit hierdie gegraveerde munte gebruik het of by hulle gedra het nie. Maar Jesus se ondervraers het so 'n munt wat die keiser se kop op het en hom beskryf as die seun van God op daardie munt. Nou net daar is hulle ontbloot as deel van hierdie politieke sameswering. So selfs nog voor die bekende woorde wat Jesus uiter vernietig Jesus klaar die fariseërs bloot, omdat hulle so muntstuk in besit het. Maar dis nie al nie. Gee aan God wat aan God behoort, bring eintlik nou die vraag na vore. Wat behoort aan God? Almal daar sou verstaan het dat alles behoort aan God. Dit impliseer niks behoort aan die keiser nie. So in jou eie lewe wil Jesus vandag vir jou vra, wat behoort
aan God. En as jy weer die Afrikaanse gesegde aanhaal, gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, dink mooi. Gee jy aan die keiser wat aan die keiser behoort. Dit impliseer alles. Jou keiser wat jy volgens God, die groot Here, die Here van die lewe, van die wêreld wat jou gemaak het, met alles in hom. So wat behoort aan God? Die 4de gesprek op hierdie Dinsdag gaan oor lewe en dood en lewe na die dood. Hoofstuk 12 vers 28 tot 27. En sonder om in enige detail in te gaan, gaan die koninkryk van God vir Jesus nie primêr oor die dooies nie, maar oor die lewendes. Nie primêr oor die hiernamals nie, maar oor die lewe in hierdie wêreld. Is jou Christendom primêr oor waarheen jy gaan as jy sterf? Of primêr oor dit wat jy nou uitleef, waar jy bly, waar jy werk en waar jy speel? Want daar is een reuse verskil. Jy sien, die punt is, jy weet jy gaan hemel toe. Jy weet jy gaan in die koninkryk van God inleef. Die vraag is eerder, hoe leef jy nou? Dis waarop jy moet aandag gee, nie waarop jy eendag gaan nie. Dis klaar vir jou uitgesorteer, lankal op die kruis. Die vraag is nou, hoe leef jy vandag? En vyftens, en daar's 'n 5de gesprek, word Jesus gevra watter gebod die belangrikste is, in Markus 12 vers 18 tot 34. Nou in hierdie storie val die klem op die skrifgeleerde wat die vraag vra. Jesus is eintlik baie vriendelik met hierdie skrifgeleerde en stel dan laastens aan hom in woorde wat afstand en nabyheid inhou. Jesus sê, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Nou hy is inderdaad nie ver van dit af nie, want hy ken die hart van die koninkryk van God, maar hy is steeds nie in dit nie. Om in dit te wees beteken meer as om net die hart te ken. Dit beteken om dit te leef. Ken jy God se hart vir hierdie wêreld? En nog meer belangrik, leef jy die hart van die koninkryk van God? Vrede, genade, liefde en hoop. Nou hierna daag Jesus die Fariseërs en skrifgeleerdes uit oor hulle leringe en praktyke. Hoofstuk 12 vers 35 tot 44. Hierdie stuk is baie krities teenoor die rykes. Nou dit kan op 2 maniere verstaan word. Eerstens, dui dit op die diep toewyding van hierdie weduwee wat alles gee wat sy het teenoor die vrygewigheid van die rykes. Dis alles versus 'n stukkie vrygewigheid. Tweedens kan dit verstaan word as 'n veroordeling hoe die sisteem die armes forceer om elke laaste stukkie wat hulle het te gee om die tempel te onderhou. In beide gevalle is hierdie teks baie krities teenoor die rykes. Ons wat in die top 10% van die wêreld leef, hoe lyk ons gee? Laastens, maak Jesus die gordyn so bietjie oop. Hoofstuk 13 vers 5 tot 37 van die Markus Evangelie. Jesus is by jou, met jou, in jou, en jy sal ewig by hom wees, nou en vir altyd. Dinsdag was 'n lang dag. Teen hierdie tyd is dit aand op die Olyfberg. Donkerte is op pad. 'n Donkerte wat dieper sal word soos die week aangaan. Ek groet jou tot môre in die woorde van Markus, soos die donkerte neerdal, beveel Markus ons. Wees waaksaam, wees wakker. Kyk, tot môre, mooi loop.